Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons kyk hierdie hele week na die ritme van die skoene, dat ons moet lief hê. God stuur ons om lief te hê. Jy sal die storie onthou van Dawid en Mefiboset, waar Dawid God se liefde uitgedra het. Nou die storie vandag waarna ons kyk, of waarmee ons besig is die week, is die storie van Levi se partytjie, Lukas 5:29. Kort daarna het Levi 'n feesmaal in sy huis aangebied met Jesus as die eregas. Baie van Levi se mede-tollenaars en ander gaste was daar. Nou hier sien ons wat gebeur nadat Jesus in Levi se lewe ingekom het, of belang gestel het, of liefde aan hom bewys het. Hy hou 'n partytjie sodat Jesus van sy ander gaste, sy ander vriende, sy mede-tollenaars kan ontmoet. Nou jy sal onthou in die kultuur, die tollenaars is mense wat nie baie vriendelik was of vriendelikheid ontvang het van Jode nie. En hier's 'n huis vol van hulle. So iets van Levi se kreatiwiteit om sy vriendekring aan Jesus voor te stel. En die vraag is dadelik, watse planne is daar in jou en my lewe om ons vriende op kreatiewe maniere aan Christus se liefde voor te stel. En kom ons wees eerlik, iets van evangelisasie in die kerkwêreld het 'n stigma van beklei, het 'n stigma van konfrontasie, het 'n stigma van ons sterk of ons stry oor kerk en politiek en al hierdie goed, in plaas van kreatiewe maniere om mekaar lief te hê. En ek hou van Levi se opgewondenheid. Jesus gaan daar wees en hy bring net Jesus in dieselfde geselskap as van sy vriende. En hy weet, as ek net Jesus en my vriende naby aan mekaar bring, dan sal God die werk doen. En soveel keer is dit die foute wat ons maak. Ons dink ons moet die werk doen. Ons dink ons moet mense oortuig, ons moet stry, ons moet beklei. En eintlik wys Levi vir ons, weet jy al wat ons moet doen? Ons moet mense net voorstel aan 'n liefdevolle Jesus, wat iets van grense breek, iets van kultuurgrense, iets van die ander Jode hou dalk nie van hierdie mense nie, maar Jesus is by hierdie partytjie. Altyd wonder ek oor iemand soos Petrus, toe hy hoor, ons gaan na 'n tollenaar partytjie toe, of 'n SARS partytjie toe, of iets soos dit. Ek kan net dink hoe Petrus moes voel, en hoe Jesus vir hom wys, maar ons is hier om lief te hê. Ons is hier om mense voor te stel aan die koninkryk van ons Vader, die koninkryk van God. So, wat gaan jy doen? Kreatiewe maniere, hoe jy vriende, mense aan Christus, God se liefde, gaan voorstel. Kom ons bid saam vir ons vriende. Hemelse Vader, hierdie week, elke dag wil ons bid vir mense wat U nog nie ken nie. En ons verantwoordelikheid, ons kreatiewe maniere hoe ons hulle kan voorstel aan Jesus en U liefde. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan werk aan. Dankie dat ons medewerkers van U kan wees om hierdie liefde te versprei. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.